Dit is Pinkster. En met Pinkster het ons die wonderlike gebruik om kos in te samel en om 'n verskil te maak deur produkte kerk toe te bring. Julle sal onthou in die verlede het ons dit op die verhoog uitgepak. En ons wil julle aanmoedig om dit steeds by die huis te doen. Produkte te samel, enige van hierdie produkte en dit kerkkantoor toe te bring. Ons het ook in die verlede die gebruik gehad om soms sop te eet, maar in hierdie tyd vra ons dat julle as julle 'n pot sop wil maak, dit by die huis maak en dit vries, en dit is ook welkom om dit kerkkantoor toe te bring. Ons diens vir barmhartigheid het 'n lys van spesifieke behoeftes, soos skoene en babaklere en komberse. Julle is welkom om hierdie lys ook op ons kommunikasie te vind en enige donasies, sowel as enige klere donasies, na die kerk te bring op Woensdae en Vrydag tussen 9:00 en 12:00. As daai tye nie pas nie, is julle welkom om vir Sanet te kontak. Verder het ons die wonderlike geleentheid om saam met 'n klomp ander vrywilligers in ons omliggende buurt te werk deur die Samaritaan Fontein. As jy dalk van jou tyd wil gee om groente te skil, om sop te maak, om kos uit te deel, kontak my gerus en dan sit ek jou op die lys van vrywilligers wat ook in hierdie tyd hande vat saam met ander om 'n verskil te maak. Ons weet dat ons getuienis as parke werklik 'n verskil kan maak in hierdie tyd. Goeiemôre julle. Dis baie lekker om vanoggend saam met julle te mag kuier. Dit bly 'n ongelooflike voorreg om hierdie se woord te mag bring. Ons het 'n interessante week agter die rug. Ons het gehoor ons kinders gaan terug skool toe. Myne skop 'n bietjie vas. Hulle geniet dit hopeloos te veel as maar vir hulle klas gee. En ek vermoed daar is maar 'n paar ouers wat ook gespanne is en ek wil vir julle sê ons dink aan julle en sterkte vir hierdie tyd wat voor lê, want dis nou 'n hele nuwe stel reëls en aanpassings. Ons is ook opgewonde omdat ons weet ons nader kom aan die tyd wat van die beperkings gelig gaan word en ek bid dat ons sal veilig wees. Ek hoop ook dat ons met wysheid sal werk met hierdie opheffings. Asseblief onthou dat ons ook moet omsien na die rondom ons. Dit gaan nie net oor onsself en ons eie gesondheid nie. In die ooste weet ek, dra mense al vir lankal maskers. En iemand vertel dat toe hulle in die ooste gaan reis het, toe vra hulle, maar hoekom dra die mense maskers? Is hulle bang dat hulle gaan siek word? En toe het die gids vir hom verduidelik dat die mense dra nie maskers omdat hulle bang is hulle gaan siek word nie. Die oomblik as hulle voel, daar's 'n kans dat hulle siek gaan word, dan dra hulle maskers. En dan dra hulle maskers spesifiek om ander te beskerm. En ek dink dis nogal die uitgangspunt wat ons gaan moet aan vashou in die volgende ruk. Ons dra maskers nie vir onsself nie, ons dra maskers vir ander. Ons was ons hande gereeld, nie net vir onsself nie, maar ook vir die wat ons liefhet. Versterkte in hierdie tyd soos die dinge gaan verander. Ek is ook saam met julle opgewonde vanoggend dat Pinkster vir ons voorlê. 'n Tyd van verdieping, van nader beweeg aan die Here. En ek wil julle nooi om elke dag saam met my te luister na Dominee Charles se preke in hierdie Pinkstertyd, sodat ons as geloofsgemeenskap in ons eie huise ook kan verdiep en kan groei en nader groei aan dit wat die Here vir ons beplan. So welkom vanoggend hier in julle eie huis en mag die Here julle werklik seën en aanraak deur hierdie boodskap. Die Here groet julle en sê vir julle genade vir julle, vrede en krag van God ons Vader, Jesus Christus ons Here. En dit kom ons lewe toe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak. Here, baie dankie dat U ons U woord gegee het en dat die woord in U lewe gekry het en dat dit deur die Gees in en deur ons kan beweeg. Ek kom bid, Here, dat U woord vir ons sal oopmaak vanoggend, dat U vir ons uit U woord uit sal bemoedig, sal rigting gee. Ek bid dat hierdie woord in elke huis waar hierdie boodskap gehoor, gesien word, sal intrek en 'n verskil sal maak, dat U deur die Gees lewe sal stig soos U gaan. Here, ons is opgewonde om te weet
wat U vir ons het en ons vertrou dat U altyd vir ons die beste bedoel. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend luister na hierdie boodskap, wat moedeloos is en bang is en vol twyfel is. Ek bid vir elkeen wat na die einde van die maand kyk met bekommernis, want hulle weet nie hoe hulle rekeninge gaan betaal nie. Ek kyk ook vir elkeen wat ek bid ook vir elkeen wat verwoed planne moet maak. En ek kom vra dat U ons sal raak sien, vir ons sal troos en vir ons sal help in hierdie tyd. Ek kom vra dit in U naam, Here. Amen. Mense, ek gaan vanoggend vir ons lees uit 1 Petrus en julle kan die Bybel oopmaak as julle wil by 1 Petrus hoofstuk 5. Ons gaan by 1 Petrus hoofstuk 5 kyk daar vanaf vers 6. 1 Petrus 5 vanaf vers 6. Die teks word geskryf in 'n tyd wat die Christene onder vervolging is, wat goed baie die mekaar is. Dis redelik 'n brief wat redelik lank na Jesus se hemelvaart geskryf is. So Petrus probeer die gelowiges 'n bietjie moed inpraat en hy doen dit op 'n baie praktiese reguit manier. So in 1 Petrus 5 vanaf vers 6 lees ons die volgende: Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vanoggend eers net so ver lees. Ek gaan vanoggend 'n bietjie spesifiek konsentreer op vers 7 hier, wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En om ons in die gang te sit, gaan ek 'n bietjie 'n storie vertel vir die kinders wat vanoggend saam met ons kuier. Die storie se naam is Ruby kry 'n bekommernis. En wat gebeur in die storie is, Ruby raak een oggend wakker en soos sy stap om te gaan ontbyt eet, kom sy agter, sy het so 'n klein geel gedoentetjie by haar, wat haar in die hand vashou. En sy is half skaam oor die gedoentetjie, want sy kan nie sien dat enigiemand anders 'n gedoentetjie het wat so lyk nie. En so eet sy haar ontbyt en sy geborsel haar tande, en toe sy nou skool toe begin gaan, toe kyk sy langs aan en sy besef, maar hierdie gedoentetjie langs haar raak al hoe groter. En toe sy klaar is met die eerste klas, wat haar gunsteling klas is, haar Afrikaans, en sy moet wiskunde toe gaan, kyk sy, en toe sê sy, maar hierdie gedoentetjie is omtrent al haar grootte. En so het hierdie gedoentetjie die hele dag al groter geword. Toe sy in die kar klim om huis toe te gaan, saam met haar mamma en pappa, toe sit die gedoentetjie al omtrent 2/3 van die agtersitplek vol. In die middag, toe sy bietjie uitgaan om te speel, en die gedoente oral saam met haar sleep, en oral in die pad is, toe sien sy 'n seentjie sit op 'n bank, en hy lyk baie mismoedig, en sy sê, wat gaan aan? En hy sê, kan jy hom nie sien nie? Sy sê, wat sien nie? Hy sê, die blou gedoentetjie hier langs my. En toe hy het vir haar sê, toe sien sy hom. Daar sit hy, maar hy is heel wat kleiner as haar geel gedoentetjie. En wat interessant is, toe sy vir hom vra dat hy haar moet vertel van die gedoentetjie, toe gebeur iets wonderlik. Want hoe meer hy praat oor sy gedoentetjie, hoe kleiner word sy gedoentetjie. En sy kry toe die moed, en sy begin vertel van haar geel gedoente. En so sy vertel, krimp hy en krimp hy en krimp hy, tot hy net ou geel kolletjie is. Nou die ou gedoentetjie is 'n bekommernis. En as ons bekommerd is oor iets, of worry oor iets, dan is dit verskriklik belangrik om te gesels daaroor. Te gesels met ons mamma of pappa, of iemand anders wat ons vertrou. En terwyl ons gesels oor ons bekommernisse, dan kan ons dit saamdra en saamdeel. Die belangrikste ding is, wanneer ons 'n ou gedoentetjie of 'n bekommernis optel, is dat ons gaan bid daaroor. Dat ons die Here daarvan vertel,
Want die Bybel sê vir ons, as ons gedoentetjies, ons bekommernisse op die Here neerlê, dan gee hy vir ons vrede, dan help hy ons om daarvan ontslae te raak. So as jy vanoggend 'n gedoentetjie het, oor wat ook al, en jy weet selfs nie eers wat dit is, jy voel net so snaaks, klim op jou pappa of mamma, oupa of ouma, of iemand wat jy vertrou se skoot en vertel hulle, ek is bekommerd, ek is bang, en vertel hulle van jou gedoentetjie, dat hulle saam met jou kan bid, en dat die Here julle kan help. So, dis die storie van Ruby, wat 'n bekommernis gekry het. Mense, wanneer ons vanoggend gesels oor die goed wat ons oorlees, dan doen ons dit nou, en ek weet, julle is seker ook al moeg om oor die goed te praat, maar ons doen dit terwyl daar 'n wêreldwye epidemie aan die gang is, en dit is iets buitengewoon. Ek meen, selfs die wêreldoorlog was nie wêreldwyd nie. Dis die heel eerste keer, dink ek, wat die mensdom in die moderne geskiedenis in 'n situasie verkeer waar daar werklik amper nie 'n millimeter in hierdie wêreld is wat nie geaffekteer is op een of ander manier deur hierdie virus nie. Almal van ons is verenig in dieselfde stryd. Die interessante ding is, dis 'n wêreldwye stryd. Daar is nie 'n organisasie in die wêreld wat nie praat hieroor en bekommerd is hieroor nie. Maar hierdie stryd gaan ons wen nie op wêreldvlak nie. Ons gaan dit wen in ons eie huise. Ons gaan dit wen want ons gaan ons hande was. Ons gaan dit wen want ons gaan maskers dra om mekaar te beskerm. Ons gaan dit wen want wanneer, as die Here goed is vir ons, daar 'n inentingsstof geskep word, ons gaan onsself laat inent. So hierdie wêreldwye stryd gaan gewen word op individuele vlak, op elke persoon se aksies, se dade en besluite dag tot dag. Die gevaar natuurlik is dat ons hierdie wêreldwye stryd veg en ons dade reg kry, maar dan so gefrustreerd raak oor ander wat dit nie doen nie, dat ons opgee, en ons mag dit nie doen nie. Ons gaan hierdie ding moet wen, elke minuut, deur die optredes wat ons elke dag uitvoer en doen. Selfde gaan gebeur met die armoede wat hierna gaan gebeur. Mense gaan werk verloor, mense gaan minder salarisse kry, besighede gaan swaar trek, en ons gaan nie hierdie armoede opgelos kry op wêreldwye vlak nie. Dit maak nie saak hoeveel geld die regerings leen nie, maak nie saak hoeveel geld in die ekonomie gepomp word nie, hoeveel papier gedruk word en met geld genoem word nie. Op die ou end gaan ons armoede wen omdat ons vir mekaar kyk. Armoede gaan gewen word omdat iemand bereid is om 'n koppie meel te leen, of iemand anders 'n groentetuin plant wat vir ander mense kos beskikbaar stel. En in die lig van hierdie interessante twee spalt, 'n wêreldwye epidemie aan die een kant, individuele aksie aan die ander kant, wil ek julle moet saam met my gaan kyk na die teks in Petrus. Petrus skryf aan 'n klomp mense wat vervolg word oor die hele wêreld heen. Hy wil hulle waarsku, hy wil vir hulle sê, hulle moet versigtig wees, wil hulle bemoedig, moet inpraat, vir hulle vra om dapper te wees en uit te hou. Hy wil hulle aanmoedig om nederig te leef en die Here te vertrou in moeilike omstandighede. Hy nooi hulle om hulle bekommernisse te gooi op die Here. Die woord wat hier gebruik word, is dieselfde woord wat gebruik is wanneer iemand klere of iets anders op 'n donkie se rug gegooi het, sodat iemand daarop kan klim en daarop kan ry. So dit gaan daaroor dat Petrus vir hulle sê, kom, gooi julle worries op die Here, kom rus op die Here, kom sit julle gewig op die Here, want hier sal julle versorg word. Hy herinner hulle daaraan dat wanneer alles verby is en die chaos en die stryd en die swaar kry deurgewerk is, gaan die Here hulle oprig. Hoekom? Want die Here het die mag, die Here het die krag. Hy is al een wat die mag en die krag het. En soos ek vir julle gesê het, ek wil spesifiek kyk na vers 7 vanoggend wat vir ons uitdaag om ons bekommernisse op die Here se rug te plaas, om ons bekommernisse by die Here neer te lê. En daar's 'n belofte daar. Wanneer ons bekommernisse na die Here toe bring, dan word ons bewus daarvan dat hy nog altyd en nog steeds die een is wat vir ons sorg. Die Here is die een wat vir die hele wêreld sorg. En wanneer hy vir die hele wêreld sorg, sê Petrus, dan het daai sorg ook 'n adres. Hy sorg
het 'n ID-nommer. Hy sorg vir jou, vir julle, in daai huis, vanoggend. Die sorg het 'n DNA-merker. Die Here wat vir die wêreld sorg, is die Here wat spesifiek daai sorg na jou toe aanbring. Hy is die Here wat jou aan mekaar geweef het in jou moederskoot. Hy is die Here wat jou naam geken het voor die res van die wêreld eers geweet het jy bestaan. Hy is die een wat jou naam op sy palm gegraveer het. Die Bybel leer ons dat hy elke traan van jou ken en nie net die trane sien nie, maar ook die storie agter die trane ken. Ons ken 'n Here wat vir elke swaalkie omgee, sê Matteus. En dan sê hy, dink jy nie, hy sorg baie, baie beter vir jou as vir die swaalkies nie. Die Here is lief vir die wêreld. So lees ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen, ook jy, ook jou gesin, wat in hom glo, verlos kan word. So die Here se sorg vir die hele wêreld, die Here se omgee vir die hele wêreld, kom altyd tuis by 'n adres, dit kom altyd tuis by 'n persoon. Die Here se heelal omgee het 'n naam, en daai naam is jou naam. Dis baie belangrik om te onthou, mense. Want dit is anders as wat ons tans ervaar in die wêreld. Die politici, die ekonome stry en beklei. Hulle kyk na tendense en politieke goedkeuringsstatistieke. Hulle fokus is op die mensdom, maar hulle vergeet dat die mensdom het gesigte. Ons hoor uitsprake soos, wel, almal gaan een of ander tyd dood. Ons luister na politici wat sê, ons moet die kurwe afbring. Die Amerikaanse president het onlangs gesê, wel, as ons 200,000 mense afstaan aan die dood, dan het ons goed gedoen. En op 'n sekere vlak is dit seker waar, as die mense hierdie uitsprake maak, maar onthou, dis waar in die abstrakte, nie in die realiteit nie. Dis waar in die algemeen. Dis nie waar vir die individu nie. Dis waar as ons na grafieke kyk. Maar wanneer dit my ma of pa is, of jou of my kinders is, of ons huweliksmaas is, wat hyg na die asem, dan weet ons, daai waarheid beteken niks en bring vir ons geen troos nie. Wat vir ons troos bring, is 'n Here wat elke mens lief het, elke persoon waarde gee, en vir elke persoon nooi om hulle bekommernis na hom toe bring. Iemand het eendag gesê, dis maklik om die mensdom lief te hê. Die moeilikheid kom is wanneer ons van elke mens moet hou. En dis waarteen ons onsself moet waak in hierdie tyd. Om te praat oor die mensdom as getalle en statistieke. Om onsself te sien as deel van 'n kurwe, eerder as onsself te sien as mense wat in die Here behoort, wat mense op hulle naam ken en vir hulle lief het. Ook die wat ons nie altyd kan verdra nie en nie altyd meer goed oor die weg kom nie. Ons dien die Here wat ons roep om hierdie mense lief te hê. Stanley Moss skryf in een van sy gedigte, no lies, angels are specific, the devil generalizes. Die duiwel wil hê ons moet dink in terme van grafieke en getalle, ekonomiese groeisyfers en GDP's. Die Here sê, terwyl al hierdie brullende leeu's rondloop, is ek daar vir jou en sorg ek vir jou. Wanneer jy jouself voor my verneder, wanneer jy jouself nie probeer ophef nie, wanneer jy op my vertrou, dan sorg ek vir jou. Die goeie nuus is, ek en jy hoef nie op ons eie insig staat te maak nie, ook nie in hierdie tyd nie. Ons hoef nie op ons eie 2 voete op te spring en op ons agterpote te spring en te grom vir die wêreld nie. Daar's genoeg leeu's wat rondloop. Ek en jy kan onsself verneder voor die Here en vertrou dat hy die beste ken. Hy nooi ons, hierdie Here wat ons ken, om ons vertroue so totaal op ons te plaas, dat ons glad nie verder ons bekommernisse saam met ons wegvat nie, dat ons dit neerlê daar by die kruis. Wanneer die woord vertaal word vir bekommernis hier in Petrus, dan gebruik hy die woord melei, en in Engels
word die woord gebruik vir 'n chaotiese straatgeveg, vir 'n skare wat uitmekaar uitspat. So wanneer al hierdie chaos in ons binneste is, en ons hierdie stryd met onsself het, tussen ons bekommernis en geloof, en tussen ons frustrasies en ons ongeluk, en soms ook ons woede vir 'n regering wat soms lyk of hulle heeltemal simpel besluite neem. Dis dan wanneer ons hierdie melei, hierdie chaos, na die Here toe kan bring. Ons kan dit op hom lê, neerlê, want hy het 'n rug breed genoeg om dit te dra. Hy het 'n liefde wyd genoeg om dit in homself in te neem en na ons toe sy vrede te gee. Wanneer ons uit die chaos uit die skare se pluk en stoot en raas, wanneer ons uit dit uittreë, dan kan ons weer asemhaal, diep asemteug, want ons behoort aan hom. En nou ons behoort aan hom, behoort ons aan die een wat die krag het, vandag, môre, gister tot in alle ewigheid. En wanneer ons dan in die situasies kom waar die vrees en die angs soms ons oorweldig, dan weet ons die gees wat die Here vir ons gee, die gees wat ons oordink in hierdie Pinkster, is nie 'n gees wat ons vol vrees maak nie, is nie 'n gees wat ons lafaards maak nie. Dis 'n gees wat ons die moed gee om in vertroue in Jesus Christus te leef en op te tree. Dis die gees wat vir ons die moed en die krag gee, omdat die Here persoonlik op jou naam en by jou adres sy vrede kom afgee. Het ons die moed en die krag om ook uit te reik en te sorg vir die wat langs ons bly, wat oorkant ons bly. Het ons ook die moed en die krag om aan te hou en uit te hou, al raak dit moeilik. Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Te midde van brullende leeu's wat buite rondloop, te midde van chaos wat binne in jou aangaan, weet ons het 'n Here wat sorg. Amen. Here, dis op grond van u belofte van sorg, dis op grond van u liefde vir elkeen, wat ons vanoggend na u toe kom. Dankie Here dat u die hele wêreld in die hand hou. Dankie dat die wêreld vir u saak maak en dat die heelal vir u belangrik is. Maar meer nog dankie Here, dat u sorg vir die heelal by ons adres tuis kom. Hier op die rusbank of in die bed of in die kombuistafel, dat u sorg hier sigbaar raak. Help ons om uit hierdie sorg te leef, om in hierdie vertroue te staan en te beweeg. Help ons ook om hierdie sorg sigbaar te maak vir die wat ons lief het in ons huis, die wat ons lief het rondom ons huis. Dankie Gees van God, dat ons weet dat u kom. En al is ons weggesluit soos 'n klomp disippels in 'n bokamer, kom u Gees om lewe te bring. Ons vertrou u Here. Help ons in ons ongeloof. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig met vreugde na jou toe draai en jou raak sien in hierdie oomblik van jou lewe en jou genadig wees. Die Here sal jou vrede gee en jou gebede verhoor. Die Here sien jou en kyk na jou met liefde. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you
and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you
peace we can move.